O Jesus, kom tog nader en gee aan ons u seën. Ons is hier saam vergader en almal in u een. Verlig ons deur u lering, ons vind dit in u woord. Ons volg u deur bekering, ons wat aan u behoort. U is ons vriend en koning. In eerbied buig ons neer, en kom ons in u woning, sal ons u ewig eer. Amen. Liewe broers en susters, jong maats, die Here Jesus is waarlik verseker vanoggend hier by ons in hierdie erediens. Hy het nader gekom, soos ons nou sopas gebid het. Hy is hier by ons, hier in ons. Ons kan hom voel, en hy groet elkeen van julle, en hy beloof vir julle sy genade, en sy barmhartigheid, en sy vrede. Kom ons sê vir die Here Jesus, dat dit vir ons lekker is om hier saam te wees in sy naam. Dat dit vir ons spesiaal is. En kom ons sê ook hier in die volgende lied, dat ons mekaar waardeer. Dat dit vir ons spesiaal is, dat elkeen van ons nie alleen vanoggend in hierdie groot gebou sit nie, maar dat ons hier saam is. En ook julle by die huis, wat aan die opname kyk, al kan julle nie hier wees nie, julle kan ook hardop, en in julle gedagtes hierdie lied saam sing. Want as julle na die opname kyk, is julle net so deel van ons saam wees vanoggend. Ons sing lied 164 albei die verse. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Liewe Here Jesus, ons neem dit nie as vanselfsprekend dat ons vanoggend hier saam is nie. Want ons weet, dis 'n groot voorreg. Omdat daar baie Christene, honderde duisende Christene is, dalk selfs miljoene, wat nie vanoggend die voorreg het wat ons het, om so in 'n kerkgebou in u naam by mekaar te wees. Dankie dat daar so baie van ons vanoggend hier saam is, waar ons u saam kan dien en saam in u naam kan wees. Ons neem dit ook nie vanselfsprekend dat u hier is nie, want ook dit is groot genade. U kan op enige ander plek gewees het, maar u is ook vanoggend hier saam met ons in hierdie erediens. Nie net hier by ons nie, maar ook in al die ander miljoene eredienste wat vandag op hierdie aardbol plaasvind. En u is by al hierdie eredienste, want
Dit is waar u wil wees. U wil wees waar u kinders saam is. Here Jesus, ook in ons eie gemeente, het almal nie die voorreg om vanoggend hier te wees nie. Weens omstandighede, weens siekte, weens hospitalisasie. Hulle sou baie graag hier wou wees. Hulle kan ten minste na die opname kyk, maar hulle kan nie fisies hier wees nie. Daar is ook van ons medebroers en susters wat vandag hier is, wat sukkel om hier te wees. Hulle veg teen hulle gesondheid, omdat hulle dikwels hier in die erediens ook nie te lekker voel. Maar hulle wil so graag hier wees, dat hulle ten spyte van dit kom. Ons wil vir elkeen van hulle, vanoggend vir elkeen van hulle, by die naam op ons sieke en ons voorbiddingslys bid. Ons bid vanoggend vir Piet Pretorius, vir Leon Olivier, vir Niels Goosen, vir Grieta Duisel, vir Sonja de Pree, vir Engela Botha, vir Laurens en Charlotte Vink, vir Nanny Geldenhuis, vir Morney Barnard, vir Bobby Snowden, vir Tanya Matthews, vir Lindy Weideman, vir Helen Kutsie, vir Salome van die Kerk, vir Henny Janse van Rensburg, vir Wilna Skuban, vir Hannes Radman, vir Ina Roberts, vir Letitia Rousseau, vir Marius Strauss, vir Ricardo Batten, vir Gert Koetse, vir Kathleen Moore, vir Janneman Barnard, vir Piet Naudee, vir Lena Reinach, vir Daan Klaasen, vir Jan van Skalkwyk, vir Soekie Klaasen, vir Jason McKay, vir Tanya Odendaal, vir Sari Potgieter. Ons bid ook, liewe Here, vir al die gesinne wat hartseer is in hierdie tyd. In die besonder die van Biljon en die goede familie. Ons bid ook, liewe Here, vir die gesinnetjie wat nog nie verblyf het nie, dat U asseblief ook in hulle behoeftes sal voorsien. Here Jesus, dankie dat U nou met ons gaan praat as gemeente, ongeag of ons fisies of aanlyn vandag hier is. Ons sien daarna uit om te hoor wat U vanoggend vir ons, van die jongste tot die oudste wil sê. En ons bid ook vir die 2 ander eredienste wat tegelijkertijd saam met ons hier aan die gang is. Vir Barbara daarbo in die kinderkerk en vir Dominee Bennett hier agter in die kapel, met die Engelstalige erediens. Dat U met ons elkeen van hierdie eredienste sal praat en dat ons U stem helder en duidelik sal hoor. In Jesus se naam, amen. Kinders, wiskunde. Hier is 'n stukkie wiskunde vir julle. Kyk 'n bietjie na daardie prentjie op die skerm. En kyk of julle kan tel hoeveel driehoeke is daar. En as julle getel het, kinders, dan julle maar uitroep as julle gedink het wat dit is. Tel vinnig. Hoeveel driehoeke dink julle is daar? Wie wil 'n kans vat? 21? 16? Oké, nog? Nou, dis redelijk warm. Nog? Ja, weet julle wat?
Nou onthou nou, wiskunde was nou nie my sterkste punt gewees nie. So moet nie te veel daarop, soos die Engelse sê, daarop waak nie. Toe ek hom getel het ek 17 gekry, maar die bron wat ek gebruik sê daar's eintlik 27 driehoeke. Ek weet nou nie heeltemal hoe kry jy dit nie. Julle ouens wat nou wiskundig sterk is, moet maar vir ons dit probeer verduidelik. Maar daar staan blyklik 27 driehoeke. Nou kom ons maak dit kinders nog so 'n bietjie meer interessant. Ons het nou vir mekaar gevra, hoeveel driehoeke is daar? Nou is die tweede vraag. Hoeveel, en julle moet mooi luister na hierdie vraag, hy's 'n triekie vraag. Hoeveel soorte vorms is daar? Hoeveel soorte vorms is daar op die skerm? Wie wil 'n kans vat? Want nou die vraag, soorte vorms. Raai bietjie. Ja. Weet julle wat sê die bron? 1. Want dis alles net een vorm. Dis almal driehoeke. So daar, volgens die bron wat ek gebruik het, is die 27 klein driehoekies, maar daar's eintlik net een vorm, want hulle is almal dieselfde vorm, almal driehoeke. Nou weet julle maats, hierin, in daai prentjie daar op die skerm, is vir ons vanoggend 'n belangrike boodskap. Ek wil amper sê, dit wat julle nou hier op die skerm sien, vat eintlik saam waaroor die res van vanoggend se preek gaan. In 'n kerk soos ons kerk, in ons gemeente, is ons almal driehoeke. Maar ons is almal klein driehoekies in een groot driehoek. Klein vormpies in 'n groot vorm. Mens kan hierdie groot driehoek natuurlik baie groter maak, né? Kan jy glo in ons groot driehoek, wat een vorm is, Durban Wes gemeente, is daar op hierdie stadium 588 klein driehoekies. Dis hoe groot ons gemeente is, deur die Here se genade. Nou maar, hoekom wys ek dit spesifiek vir julle? Want ek wil hê julle moet besef, julle elkeen is ook 'n driehoekie in hierdie groot driehoek. 'n Kerk en 'n gemeente is nie net vir die volwassenes nie. Dis nie net vir die ouer mense nie. Dis vir elkeen van ons. Van die jongste baba wat ons verlede week gedoop het, tot die oudste lidmaat in die gemeente wat nou 98 jaar oud is. Almal is driehoekies. En almal moet tuis voel. Almal moet gelukkig voel in ons gemeente. Ook elkeen van julle kinders. En dit is hoekom ons ook moeite doen om julle te laat tuis voel. Dis waarom daar kinderkerk is, en dis waarom daar kategese is, en kinderkraals, en 'n klomp ander lekker dinge. Maar julle moet nooit dink, julle is nie deel van hierdie gemeente, van hierdie kerk. Julle is elkeen van ons baie spesiaal, en net so deel van hierdie gemeente, soos elke ander persoon. Dit is presies waaroor ons gaan lees vanoggend uit die Bybel uit. In Efesiërs 4 vers 1 tot 6. Ons is eintlik broers en susters besig met 'n reeks oor ons gemeente in Januarie. Dit het begin met die week van gebed, waar ons by 6 van die 7 gemeentes in Openbaring 2 en 3 stil gestaan het. En ons gaan die reeks nou afsluit vandag met hierdie gedeelte. In elkeen van daardie briewe wat ons die laaste paar weke, die week van gebed behandel het die Here met ons as gemeente gepraat, ook oor die jaar wat voorlê. En ek is seker, hy gaan net so helder en duidelik met ons praat oor die jaar wat voorlê, die res van die jaar, die 11 maande wat vandag begin, uit hierdie gedeelte uit. So dis vir ons ook, natuurlik is dit in die eerste plek vir die Efesiërs geskryf, maar dit het vir ons net soveel betekenis. Efesiërs 4 vers 1 tot 6, en ek lees daar uit die 2020 vertaling. En hier skryf Paulus:
Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld in liefde te verdra. En julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar, deur die band van vrede. Een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Tot sover ons skriflesing. Broers en susters, jongmaats, ons gemeente, soos hy nou bestaan, het 'n baie unieke storie. Ek het dit weer besef toe Johan en ek ons gemeente se storie die afgelope week by die ringsvergadering vertel het. Ons het eintlik 4 stories wat een storie geword het. Dit het so ver terug as 1941 begin, met die stigting van die ou Durban Wes gemeente. Daarna het Melvin en Hillary gemeentes ontstaan. Soos jy baie van julle weet, in 2011 het Melvin en Hillary en Durban Wes saamgesmelt. En die afgelope tyd het Eskom lidmate ook by ons aangesluit, om uit 4 stories 'n nuwe storie te vorm. Die laaste tyd het baie van julle, ook van buite hierdie 4 gemeentes in ons omgewing, nie by ons ingeskakel en so deel van hierdie nuwe storie geword. Ons kan nie anders doen as om God se hand hierin te sien. Want as mens mooi kyk na die geskiedenis, dat sou enigstens een van hierdie 4 gemeentes nog verder apart en onafhanklik sou bestaan, tot vandag toe sou nie een van hulle oorleef het. Maar die feit dat ons nou 4 stories in een is, beteken ons is volhoubaar. Ons kan oorleef. Die van julle wat deel van die samensmeltingsproses daar in 2011 was, sou weet, dit was nie maklik nie. Dit was pynlik. Die van julle wat nou die laaste tyd hier by ons ingeskakel het vanuit Eskom gemeente, het ook pyn ervaar, seer ervaar. Maar hier is ons by mekaar. Hier is ons baie sterker omdat ons 4 stories een geword het. En dit beteken ons kan aangaan met die bediening. En dit beteken ons kan sonder bekommernis aangaan met die bediening en 'n verskil vir die Here maak in hierdie gemeenskap. Ons sien God se hand daarin, dat hy ons gelei het om so by mekaar in te kom. Ek glo uit my hart uit, die Here het ons almal geroep, almal van hierdie 588 siele, om deel van sy volgende storie vir hierdie deel van die wêreld te wees. Interessant, die woord roeping kan ook met uitnodiging vertaal word. Die Here het ons almal uitgenooi om deel van sy nuwe storie in ons omgewing te wees. Wat 'n voorreg. Het julle mooi gehoor hoe sterk het? Ek het nie gepraat van ons storie nie. Ek het nie gepraat van die gemeente storie nie. Dis God se storie. Hy is besig om sy storie vir ons gemeenskap te skryf. En daarom is hy besig
met elkeen van ons. En daarom het hy dit goed gedink, om elkeen van ons vanuit hierdie 4 stories, in hierdie tydstip van die geskiedenis van hierdie omgewing en gemeenskap, saam te bring in 'n nuwe storie. Ja, ons storie wat God besig is om te skryf, is sowaar baie uniek. Dit kan ook 'n baie mooi storie wees, as ons saam leef en mekaar hanteer, soos dit hoort in 'n storie wat God skryf. Dit is belangrik, dat ons 'n aantal eienskappe sal hê, wat hoort by mense wat in sy stories is. 'n Mens kan dit ons gedeelde waardes en deugde noem. In ons skrifgedeelte noem Paulus 5 van hulle. Hy begin deur te sê, wees nederig teenoor mekaar. Om hierdie nederigheid te verstaan, moet ons na Jesus kyk. Paulus vertel in Filippense 2 vers 6 tot 8 die volgende van Jesus. Ek lees dit uit die Bybel vir almal. Hy was dieselfde soos God, maar hy het nie gedink dat hy altyd moet aanhou om so belangrik soos God te wees nie. Hy het homself verneder en hy het geword soos 'n slaaf. Hy het 'n mens geword soos ons. Toe hy 'n mens geword het, het hy homself nog meer verneder. Hy was gehoorsaam en hy het gesterf. Ja, hy het aan die kruis gesterf. Dan sê Paulus in vers 5, julle, hy praat daar met die Filippense gemeente en natuurlik met ons ook, julle moet dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het. Met ander woorde, nederig wees. Jesus brei self hierop uit in Johannes 13. Daarvan af vers 12 lees ons. Toe hy, dis nou Jesus, dis nou die disippels, sy voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, julle ken hierdie geskiedenis, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. So moet ons nederigheid wees. Dan skryf Paulus, wees saggeaard teenoor mekaar. Ons is almal broos en ons almal maak foute. Nie een van ons is volmaak nie. Net die Here is volmaak. Ons moet sag wees en sag werk met mekaar. Ons hoef nie al mekaar se geite aan te spreek en uit te sorteer nie. Ons hoef nie die hele tyd te probeer om mekaar te verander nie. Ons kan dit maar vir die Here los, wat dit sal doen as hy dink dit nodig is. Die derde een sê Paulus, wees geduldig met mekaar. Wanneer ons met mekaar besig is in die gemeente, is geduld baie nodig.
Wag en geduld het baie met mekaar te doen. Dit is die twee kante van dieselfde muntstuk. Wag geduldig vir mekaar. Laat ons eerder 'n bietjie pas markeer, as dat ons iemand agterlaat. Mense is belangriker as take. Verhoudinge is belangriker as afgehandelde projekte. Nommer 4. Verdra mekaar in liefde. Die woord wat hier met verdra vertaal word, beteken om te dra, om te verduur, om selfbeheersing te beoefen. Wanneer ons mekaar verdra, dra ons mekaar. Ons is nie almal op dieselfde plek in ons verhouding met die Here nie. Ons hoef nie almal dieselfde te wees en alles dieselfde te doen nie. Ons elkeen is uniek. Ons het verskillende persoonlikhede. Juis ons elkeen se uniekheid bring ons verskeidenheid tot 'n kosbare eenheid saam. En dan sluit hy af met nommer 5. Leef in vrede met mekaar. Vrede is die band wat ons aan mekaar vasbind. As daar iets tussen jou en iemand is wat hierdie band van vrede versteur, gaan praat dit met daardie persoon persoonlik uit, as dit enigstens moontlik is. As jy met hom of haar gaan praat, moet dit nie doen voor ander mense nie. En oppas om vir iemand anders te vertel van daardie persoon, onder die voorwendsel dat dit maar net die waarheid is. Dit is niks anders as kinderlik. Min dinge is so skadelik, so skindend in 'n gemeente. En wanneer julle twee gesels, luister meer as om te praat en bly weg van die woord jy af. Soms ek is jammer, ek vergewe jou, al wat nodig is om weer vrede te bring. Dit is ook nie 'n skande om hulp te vra om die vrede tussen julle te herstel. Broers en susters, dit moet nie vir ons te moeilik wees om so met mekaar om te gaan nie. Want ons het almal soveel in gemeen, soos Paulus dit hier beskryf. Ons het dieselfde hoop, dieselfde geloof, dieselfde doop. Ons glo in en dien dieselfde God. Ons Vader wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Ons Here Jesus Christus, wat vir ons almal en al ons sondes en al ons tekortkominge gesterf en opgestaan het. En die Heilige Gees, wat in ons almal woon en werk. Ons mag wel verskillende opinies hê en verskillende maniere van doen, maar ons Here en ons verhouding met hom oorbrug en oortref dit alles en maak ons waarlik een. Jesus sê in Johannes 17, hierdie eenheid onder mekaar is iets van die eenheid tussen hom en sy Vader. So sterk is dit. So sterk moet ons band van eenheid met mekaar wees. Hierdie eenheid is 'n baie praktiese saak.
wat oral sigbaar, hoorbaar en voelbaar moet wees. Sommer in Februarie, wat vandag begin alreeds. Februarie is nie vir nie die maand van die liefde nie. Net nou by die teetyd en in die katedrese. Hierdie week in die spanvergaderings en by die Bybelstudies. Wanneer ons saamwerk aan die volgende Dorcas byeenkoms en vroue ontbyt. Wanneer ons groot gaan met ons volgende kermis, wie se beplanning hierdie maand begin. In die manier waarop ons nuwe mense verwelkom. Wanneer ons vir ander mense en hulle idees ruimte maak in bedieninge, al het ons dit al vir jare op dieselfde manier gedoen. Op die manier waarop ons hulp aanbied. Sodat ons almal 'n plekkie vind waar ons met ons Godgegewe gawes en talente die Here in hierdie gemeente kan dien. Dit moet ook sigbaar, hoorbaar en voelbaar wees in die manier waarop ons verskil. Op die manier waarop ons mekaar met verskillende sosiale, ekonomiese omstandighede aanvaar en hanteer. Dit begin nie in die eerste plek by die ander persoon of ander persone nie. Dit begin by ons elkeen persoonlik. Dit begin by my. Ek, wat gevul is met 'n oorweldigende Jesus liefde vir my broers en susters. Ja, ons is broers en susters. Ons is familie. Ons is God se familie. Ons is mekaar se familie. Die band wat God tussen ons skep is baie sterker as enige biologiese band. Dit is waarom ek julle gereeld aanspreek as broers en susters. Want dit is wat ons is. Mekaar se broers en susters in die Here. So sal ons unieke en mooi gemeente storie wat God besig is om te skryf, ook geseënd wees. Soos Psalm 133 beloof. Ek lees uit die Boodskap vertaling. Hoe mooi, hoe wonderlik, as broers en susters regtig vir mekaar lief is. Dit is soos baie duur parfuum, wat iemand uit respek oor 'n Aaron uitgiet. Dit is soos duur olie, wat oor 'n Aaron se kop en klere loop. Dit is soos dou, wat vroegoggend van die Hermonberg afloop tot op Sion. Broers en susters, wat regtig vir mekaar omgee, word deur die Here geseën. Elke dag belewe hulle sy goedheid. Elke dag van die lang lewe wat hy skep. Amen. Liewe Here Jesus, baie dankie dat ons elkeen deel van hierdie besondere, unieke en mooi en geseënde storie van U, waarmee U besig is, wat U besig is om te skryf in hierdie deel van ons wêreld kan wees. Help ons asseblief in ons gesindheid teenoor mekaar en in ons hantering van mekaar om daardie storie mooi in te kleef. Dit nie net as uniek
en 'n besondere storie te sien nie, maar dit ook elke dag te vul met die mooiste kleure, soos U dit vanoggend vir ons uit Efesiërs beskryf. Here, dankie. Dankie dat U ook vanoggend vir ons beloof dat hierdie mooi, unieke storie ook geseën sal wees. Omdat U die storie skryf, en omdat ons elkeen die voorreg het om in die storie te wees. Dankie dat ons wat alreeds hier is, kan beleef hoe geseënd hierdie storie is. Ons bid ook dat hulle wat nog nie hier is nie, wie U baie graag ook hier wil hê, ook sal inkom, dat ons dit vir hulle moontlik sal maak, hulle sal help om in te kom, hulle sal dat tuis voel, sodat hulle ook die seën van hierdie mooi storie saam met ons kan beleef. Dankie Here Jesus, dat eintlik U storie is. En daarom weet ons, hierdie jaar, pad vorentoe, hierdie gemeente, alles hierdie jaar, ons elkeen, is in U hande, en ons is veilig in U hande. In Jesus se naam, amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Baie dankie diakens. Ons sluit af met lied 532. Al drie die verse. O Vader, neem ons hande en maak ons een.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons gemeente en met almal van ons wees en bly.